Môre, dis Dinsdag die 21ste Oktober en ek hoop jy het 'n rustige nagrus gehad en gereed vir 'n nuwe dag. Ons gaan vandag aan met Noag se verhaal, maar hierdie keer kyk ons nie na die water of die reën nie. Ons kyk na die twee boodskappers wat God gebruik het om sy plan te wys, 'n kraai en 'n duif. Kom ons lees verder in Genesis 8 vanaf vers 6 tot 9. Toe het Noag aan die eind van 40 dae die vensters oopgemaak van die ark wat hy gebou het, en 'n kraai uitgestuur wat gedurig heen en weer gevlieg het, tot die waters weggedroog het van die aarde af. Daarop laat hy 'n duif van hom al wegvlieg om te sien of die waters oor die aarde verminder het. Maar die duif het geen rusplek vir die holte van sy voet gevind nie, en na hom teruggekeer in die ark, want die waters was oral oor die hele aarde. So het hy dan sy hand uitgesteek en hom gegryp en in die ark by hom gebring. En dan in Genesis 8 vers 10 tot 11, daarna het hy weer 7 dae gewag, toe stuur hy die duif weer uit die ark, en die duif het teen die aand na hom gekom, en daar was 'n groen olyfblad in sy bek. Toe merk Noag dat die waters oor die aarde verminder het. Eers die kraai, 'n voël wat oorleef op karkasse. Sy vind rus tussen wat dood is. Dis 'n beeld van die ou natuur, van die mens sonder God, iemand wat gemaklik raak en wat vergaan. Maar die duif, rein, sag, gevoelig vir die lewe. Sy vlieg maar vind geen rusplek nie. Sy kom terug na die ark, na beskerming. En toe sy weer uitgaan, bring sy 'n olyfblad in haar bek, 'n teken van lewe, 'n simbool van vrede na die storm. En dit is so diep. Die kraai wys na oordeel, maar die duif bring vrede. Die een rus in dood, die ander soek lewe. En eeue later, toe Jesus in die Jordaan gedoop word, het die Heilige Gees neergedaal soos 'n duif en op hom gerus. Dis dieselfde beeld. Die duif van Noag het uiteindelik rus gevind, nie op die water nie, maar op die woord. Nie op die hout van die arkie, maar op die hout van die kruis. Die ark wys na Christus, ons redding. Die deur wys na sy kruis, ons toegang tot lewe. En die duif wys na die Heilige Gees, ons vrede na die storm. So as jy vandag voel soos Noag, waggend, onseker, hou aan opkyk. God is nog besig, sy vrede is op die pad, en die Heilige Gees bring steeds lewe. Kom ons bid saam. Vader wat in die hemel is, U is heilig en goed. U wat die hemel oopgemaak het om oordeel te bring, maar ook die ark gegee het vir redding. Dankie dat U my hoor. Laat U naam geheilig word in my lewe. Laat U wil geskied, soos U dit met Noag gedoen het. Gee my vandag my brood, die geloof om te wag en die vrede om U Gees te volg. Vergewe my, Here, waar ek ook soos die kraai rus vind in dooie dinge. Leer my om soos die duif te wees, om te soek na 'n lewe, om rus te vind in U ark. Hou my vas wat deur storms aanhou rol, en laat die venster van my hart oop bly, altyd na bo. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en heerlikheid, nou en tot in ewigheid. In die naam van Jesus, ons ark en ons vrede. Amen. Verklaar vandag saam met my, ek is veilig in Christus. Ek kies die ewige lewe, nie die wêreldse dood nie. En moenie vergeet nie, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Laat jou getuienis in die storm nie wys hoe sterk jy was nie, maar hoe goed Jesus was. Nie hoe groot die golwe was nie, maar hoe getrou God was. Want elke storm wat jy oorleef, is 'n kans om te wys wie Jesus is. Ek hoop jy het 'n geseënde Dinsdag.